Dankie jy weer. Vir jou eerlike opinie. Okay, anyway. Die volgende een het ek gesê, jy moet eers uitlos, so ek gaan hom eers skiep. Okay, dan gaan ek aangaan na die volgende ene. Die volgende ene se verskil in elektronegativiteit is kalsium is 1 en suurstof is 3.5, dus 3.5 minus 1 geef jy 2.5 wat vir jou sê dit is ionies. Wat beteken hy deel nie elektrone nie, wat beteken daar is 'n oordrag van elektrone en dit is 'n ioniese binding wat plaasvind. Wat beteken jy kry 2 ione, positiewe en 'n negatiewe ion en hy het geen vorm nie. Want hulle vorm, ek gaan nou net hierso sê, hulle vorm 'n kristalrooster. 'n Kristalrooster wat beteken positief, negatief, positief, negatief, positief, negatief. Kyk, wie het hom reg? Ek genade dat ek 'n klou gister in die klas gesê het en gegee. Weet jy hom reg? Ja. Mooi. Okay, die volgende een lithiumfluoried. Kom ons kyk gou net daar. Fluor is 4 en lithium is 1, so die verskil in elektronegativiteit is 3. So dit is ook 'n ioniese verbinding. Wat beteken daar is 'n elektronoordrag en dat jy 'n positiewe en 'n negatiewe ion het. So weer eens, hy het nie 'n vorm nie, want dit vorm 'n kristalrooster. Dit klomp positiewe en negatiewe ione saam. Julle gaan my stop as julle 'n vraag het, né? Jou hand opsteek. As ek iets moet herhaal en jy of jy nie weet nie, oor onseker is. Alright, volgende ene. Drie gaan. Wat is hierdie ding se naam? Nee, naby. Ammoniak. Ammonium is die een met 'n 4 en 'n plus bo. Wat is sy vorm, Heinrich? Piramidal. Okay, volgende ene, as jy kyk na waterstoffluoried, ek gaan net gou vinnig vir jou wys, waterstoffluoried is 4 minus 2.1, geef jou 1.9, en ek wil net hê jy moet bewus wees dat dit baie hoog is. Okay, so hou dit net agter in jou kop, dit is verskriklik hoog, maar is nog steeds kovalent, so jy het waterstof en jy het fluor, wat is sy vorm, Gina? Lineair. Volgende ene, as jy kyk daar suurstof is 3.5 en natrium is 0.9, so dit gee vir jou wat, 2.6. Ja. So dit beteken dit is 'n ioniese binding weer eens, so dit beteken jy kry 'n positiewe ion, 2 van hulle, en dan kry jy 'n negatiewe, ekskuus tog, 'n negatiewe ion, 2 minus. So weer eens geen vorm, want dit vorm 'n kristalrooster. Okay, dan het ek eintlik gesê silikon dioksied kan jy doen, maar swaal dioksied kan jy mos uitlos. So hierdie ene kan jy doen. En ons het gister bewys hy is 'n kovalente binding. Hier staan hy nog op die bord 1.7. So hy gaan wees. Nou wil ek net gou vinnig vir jou wys. Nog een op. Koolstofdioksied en silikondioksied gaan dieselfde lyk. Hoekom? Want koolstof en silikon, as jy kyk daar op die periodieke tabel, hulle is onder mekaar op die periodieke tabel. Hulle albei het 4 valens elektrone. So soos wat koolstofdioksied lyk, so gaan silikondioksied ook lyk. So silikon het ook 4 valens elektrone wat so gaan draai en dan gaan suurstof so teen 'n hoekie gaan sit met hom. Goed, en wat is sy vorm? Het jy nog antwoord, Anke, nog? Lineair.
Okay, dan het ek gesê, jy kan eers swaaldioksied uitlos, ons gaan nou terugkom na hom toe. Dan het ons berylliumkloried, hy het ons ook gister daar gewys. Oorspronklik wil jy sê metaal, nie metaal, ionies, maar die verskil in elektronegativiteit is 1.5, so hy is kovalent, maar 'n polêre kovalente binding. En wat is sy vorm ammoniak? En dan die laaste een is een wat ek gesê het, jy kan maar Cooper notasie gebruik vir hom. Leandri. Oktahedries. Jy kan ook sê oktahydraal. So oktahedries of sê oktahydraal. So gister toe vra my kinders vir my, toe ek by die huis kom, hoe was my dag? Hulle doen dit actually, so bly. Toe sê ek, nee, moeilik, ek het bietjie geraas met maatjies. Toe vra hulle, wat is 'n maatjie? Toe sê ek, Ardo. Toe, ek het in die bed sit gister, nie vanoggend, toe ek kom aantrek, toe sê, wat is haar stoute maatjie in mamma se klas en nou? So, skus Ardo. Maar my kinders dink nou, jy is baie stout, hoor. Maar toe dog ek moet om verskoning vra vir jou, en toe kyk ek na jou werk, toe sien ek, jy het nie jou huiswerk gedoen nie. So ek moet maar vir my kind die Chronicles of Ardo vertel. Vandag het Ardo. Hæ? Alright. Kom ons gaan gou terug daar boontoe na die wat ons uitgelos het. Okay. Die eerste ene is stikstofoksied. Okay, stikstofmonoksied. Nou jy kry stikstofmonoksied en stikstofdioksied. Okay, hulle is een van die gasse wat uitgegee word in jou kar. Sê ons gaan later die jaar bietjie meer daaroor praat. Maar jou kar jou kar gee eintlik uit stikstofmonoksied en 'n monoksied is verskriklik reaktief en giftig want hy is so reaktief. So wat jou exhauspyp dan doen, okay. Wat die exhauspyp dan doen is hy het hy is van 'n chemikalie gemaak wat as hierdie aan hom raak en daar is suurstof teenwoordig, dan verander dit na stikstofdioksied. So, nou nie in Suid-Afrika nie, dink nie in Suid-Afrika nie, maar in baie lande is dit illegal om die exhaust af te haal, want jy is besig om obviously dan daai scenario uit te skakel en dan is jy besig om die omgewing te besoedel. Okay, so dan mense wat hulle exhaust afhaal van hulle motorfiets of kar of wat ook al, moet jy eintlik stop en 'n speech voorgee oor hoekom dit giftig is vir hulle. Okay, so wat ons net nou gaan wys is dat stikstofmonoksied, gaan jy sien daar's baie elektrone wat nie gebind is nie, wat obviously unhappy is want hulle wil graag 'n maatjie hê. So ek gaan hierdie vir jou net in 2 stappies wys. So ons het stikstof wat gaan reageer met suurstof. Okay. Stikstof is in groep 15, so hy het 5 valens elektrone en suurstof is in groep 16, so hy het 6 valens elektrone. Okay. So jy kan sien daai kan bind met mekaar en daai kan bind met mekaar. Reg? Maar dan is daar daai een elektron wat nog nie 'n maatjie het nie. En dis hoekom hy so reaktief is, want daar's 'n elektron wat nie gebind is nie. So hy gaan bietjie draai en dan gaan hy lyk sê nou maar so. Ja, my kolletjies lyk lelik. So daar's nog steeds een elektron wat ongebind is. Okay, so hy is 'n baie onstabiele molekuule. Daar is obviously lineêr, want dit is 'n reguit lyn. Maar hy bly nie baie lank op sy eie voordat hy met iets bind nie. Okay, iemand 'n vraag daar? Goed, dan die volgende ene wat ek saam met jou wil doen,
is swaaldioksied. Nou, ek gaan hier so ook net inzoom en hom in 2 stappies doen. So, ons het swaal met 2 suurstowwe. Okay? Suurstof het elkeen is 6 valens elektrone, want is in groep 16. En swaal is in groep 16 ook. So, hy het ook 6 valens elektrone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nou, dis een van die redes hoekom ek vir jou gesê het, kom ons los hom uit vir 'n oomblik, want as jy so na hom kyk, dan sien jy daar kan daar bin, want as die suurstowwe nog nie, jy weet, voltooi heeltemal. So swaal is een van daai, ek noem dit een van daai Dragon Ball Z elemente. Weet jy wat Dragon Ball Z? Kijk, party van julle weet. Wie weet? Ek wil dit sommer interessant weet wie weet. Alrighty. Weet jy daar is Big Tank? Okay. So ek kan op my TV kyk na dit. So dit is een van daai elemente wat kan morf. Hy kan verander na iets anders toe hang af waarmee hy moet bind. Dis amper soos 'n twee-gesig persoon, né? Nee? Soos hier ek vir Pieter, yes, ek love rekenaar games, soos speel dit elke middag vir ons die coolste ding ooit. Ja, ek het met volgende persoon dan soos net idiots speel met rekenaar games, soos kan ek glo iemand doen dit nie. Vir so daai tipe ding. So swaal is een van daai elemente. Hy kyk waarmee gaan hy bind en dan verander hy homself sodat hy daai ding kan bind. Okay, so dis eintlik super cool. En hoe hy dit doen is hy vat een van daai elektrone en hy verhef hom na 'n hoër energievlak toe vir 'n oomblik. En dan gaan al daai orbitale wat moet bind morf en verander na soos 'n super hybrid orbitaal toe. Okay, so hy is eintlik 'n super cool element. So wat hy dan sê is goed, ek is bereid om hierdie elektrone van mekaar te skei, alhoewel hulle happy so is, hulle skei dit van mekaar sodat hulle kan bind hier en daai kan bind daar en daar. Okay, so dit wil vir jou lyk, dit wil vir jou voorkom asof hy dieselfde gaan bind as dit. Nee, want dit moet nou 'n dubbelbinding daar. Maar as gevolg van daai alleenpaar wat daar nog is, ek het gister gesê, daai alleenpaar wat baie plek het. So hy stoot daai bindings af onder toe. So hy maak nie 'n reguit lyn nie, hy maak so 'n hoek. Okay, as gevolg van daai twee alleenpaar, ag daai een alleenpaar. So hy lyk so. Kort jy water, sy weer? Nee, vleiswerk. Okay, so hy maak so 'n hoekie, hy's 'n bietjie gebuig, so sy vorm is dan gebuig of hoekig. Gebuig of hoekig. Gaan weer inzoom. Kijk. Goed. Enige vraag? Okay, nou wil ek gaan na hierdie molekules se polariteit. So, ons het gister bespreek of 'n binding polêr is of nie polêr is nie. En nou gaan ons kyk na die molekule as geheel. Okay. Nou, voordat ek dit vir jou sê, so sê nou maar ons kyk in hierdie binding, né? Nee? Ons is hy nog op die bord. Hy is nie op die bord nie. Okay, maar toe ons na daai binding kyk, het ons gesien hy's 'n polêre binding want suurstof het sterker elektronegativiteit wat beteken daai gedeelde elektrone trek suurstof sterker na hom toe aan. So in hierdie binding word suurstof 'n bietjie negatief gelaai en koolstof 'n bietjie positief. En in hierdie binding word suurstof bietjie negatief gelaai en koolstof 'n bietjie positief gelaai. En dan het suurstof nog alleenpaar elektrone daar ook wat elektrone is negatief. So suurstof is negatief positief. Okay? Maar nou kyk ek na die molekule as 'n eenheid. So nie na 'n binding nie, na die molekule as 'n eenheid. En as jy dit doen,
Ja, elektronegativiteit speel 'n rol, maar hy gaan 'n groter rol speel in iets soos hierso. Want hier is dit twee goeders. So as die elektrone sterker hierdie kant toe aangetrek word, is hierdie ding negatief en daai kant positief. So duidelik in die molekule het jy positiewe en negatiewe kant. Maar in hierdie molekule het jy negatiewe en 'n negatiewe kant. Okay? So in hierdie ene speel die elektronegativiteit 'n groot rol omdat dit net twee atome is. Maar hier kan jy nie net na die binding kyk nie. Hier moet jy na die vorm ook van die molekule kyk. Okay, so ek gaan gou hier na die verduideliking hierbo kyk. Dit sê daar vir jou. Soutsuur is 'n nie-simmetriese vorm. Okay, en daai deel is crucial. Dis die eerste ding waarna jy gaan kyk. Is hierdie molekule simmetries of nie simmetries nie? Okay. Sê hy's 'n nie-simmetriese vorm en jy kan dit sien. Hierdie kant is waterstof, hierdie kant is kloor. Dit is obviously nie dieselfde ding nie. Waterstof is anyway soos piepklein en kloor is soos huge. Okay, so glad nie is 'n simmetriese molekule nie. So omdat hy nie simmetries is nie en omdat daar 'n negatiewe en 'n positiewe kant is, vorm hierdie is die molekule polêr. Okay. So ons gaan stadig deur hulle almal beweeg. Die volgende ene, kom ons kyk gou na broombroom. Is hy simmetries? Very much so. So hy is simmetries en dit beteken dat hy nie polêr is nie. Okay. Nou vir iets om polêr te wees, moet dit 'n positiewe en 'n negatiewe kant hê. Nie negatief nie, 'n positiewe en 'n negatiewe. Hy moet opposite charges hê. Okay, so kom ons kyk gou hier na koolstofdioksied. Is hierdie 'n simmetriese molekule? Ja. Nee? Kan jy sien hy's 'n simmetriese molekule? So jy het 'n negatiewe kant en 'n negatiewe kant. Albei kante is negatief. Okay. So hy is in Afrikaans is mos asimmetries, né? Nie simmetries, asimmetries. Is daar 'n streepie tussen A en simmetries? Ja. Nee, bro. Julle moet weet wat julle neer skryf, asimmetries of nie simmetries nie. Ag, hy is simmetries, sorry julle. Sorry. Maak nie ja toe. So dit beteken hy's nie polêr. Is dit wat jy wil sê, Ardu? Nee, bro. Vra hoe weet ons die een van die plus en die ander nie? Waar is jy nou? By die eerste ene? Ja, ek bedoel weet nie. Want kloor, as jy kyk na die verskil in elektronegativiteit, kloor is 3 en waterstof is 2.1 wat beteken is 0.9 wat beteken kloor trek daai elektrone sterker na hom toe aan. Wat maak dat hy gedeeltelik negatief word en hierdie ding is gedeeltelik positief. Daar is 'n klein letter Latynse D vir delta. Vir die verskil in. So moet mense elektronegativiteit uitwerk om dit te weet. In hom want daar's net twee atome. Kloor trek die kloor trek die elektrone aan. Okay. Goed. Die volgende ene, kyk jy daar na waterstoffluoried wat tetrahedries is, lyk dit vir jou simmetries? Ja, né? So hy is ook simmetries, so hy is nie polêr. Die volgende ene, stikstof monoksied, is hy simmetries? Nee, glad nie simmetries nie, so hy is asymmetries, so hy is very much polêr, want jy kan duidelik sien, die elektrone is nie evenredig verdeel daar nie. Wat sien is sterker, suurstof of stikstof? Suurstof. Suurstof is 3.5, stikstof is 3. Okay, dan die ioniese verbindings is polêr, want hulle het twee ione, positief en negatief, maar so jy gaan nie sê polêr nie, hulle is ionies van aard, so hulle, jy sê nie daar, ionies, dit wil sê, het positiewe en negatiewe ladings. So hy het 'n positiewe en negatiewe kant, maar ons noem dit nie eintlik polêr nie, ons noem dit ionies van aard. Jy kan maar sê polêr.
Kijk, oepsie. Goed, dan die volgende ene is ammoniak. Wat trek my vraag, net opgehou. Linden, hoe lekker vir jou? Symmetries of asymmetries? Asymmetries, want jy het hierdie iets wat ons met 'n prentjie daarvan. Hierso, jy het daai negatiewe blob hierbo en dan 'n positiewe deel hieronder, want hy is sterker, so hy trek daai elektrone sterker aan en dan het hy nog ekstra elektrone daarbo. So hy is baie negatief en dan is hy baie positief hieronder. So hy is asymmetries. Wat? Nee, die kant toe. Asymmetries, wat beteken hy is polêr. Die volgende ene, Dian. Waterstoffluoried. Pragtig. So is polêr. Die volgende is obviously ionies van aard, wat beteken dat hy positiewe en negatiewe ione het. Silikondioksied, sê weer? Hy is symmetries, wat beteken hy is nie polêr. So jy kan nou sien, ek skryf nie polêre kovalente binding nie, want dis nie binding nie, dis nou die molekule self, nee, polêre molekule, nie polêre molekule. Okay, dan die volgende ene, swaldioksied. Hy is asymmetries, wat beteken hy is polêr. Volgende ene, berylliumkloried. En dan die laaste een, Jean-Marie. Okay. En ek wil sê, hierdie is die moeilikste deel van hierdie hele hoofstuk. So as jy hierdie verstaan, dan is jou kop deur. Okay. Goed, kom enige vrae. Kyk, ons gaan na die volgende bladsy toe. Okay, nou gaan ons hierdie kovalente binding nog verder ontleed en dissect en kyk wat die ding is gaan nie aan. Okay, die eerste ding daar is die definisie van 'n kovalente binding. Dis die deel van elektrone tussen twee atome wat 'n molekuule vorm. Okay, ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê daar: beide betrokke atome moet orbitale hê met ongepaarde elektrone. En dan die deling vind plaas met die oorvleeling van die halfgevulde orbitale. So die halfgevulde orbitale kom by mekaar en dan deel hulle en dan merge hulle in 'n nuwe orbitaal in wat word die bindingsorbitaal genoem. Okay, so hulle merge en hulle vorm hierdie nuwe ene. Dis gewoonlik tussen 'n nie-metaal en 'n nie-metaal of met 'n klein verskil in elektronegativiteit. Onthou ons het gesê, ons kry dit as die verskil in elektronegativiteit, wat het ek gesê, groter as 1 en kleiner as gelyk aan 2.1. Dan kan ek dit presies onthou nie. Okay, nou kry ons, eintlik 3 tipe kovalente bindings. Okay, die eerste tipe kovalente bindings, hier langs aan het ek net hierdie vir jou gewys. Sê, daar is 'n elektron, daar is 'n elektron. Hulle kom by mekaar en hulle vorm hierdie nuwe orbitaal. Okay. So tyd is wil ek vir julle 'n video wys van hierdie merging van die orbitale. Maar kom ons kyk. Okay. Goed, die eerste tipe kovalente binding waarna ons gaan kyk is 'n sigma kovalente binding. 'n Sigma kovalente binding. Simbool vir sigma is daai. Suster, kom met so 'n kappietjie op. En dit is die eerste binding tussen twee atome. So, as hulle vir die eerste keer kom en elektron word gepaar, noem ons dit 'n sigma binding. Sigma kovalente binding. Okay. Wat is fout en weer? Stylike grappie. Laat ons hoor. Is dit 'n goeie grappie? Is dit 'n lelike grappie? Ja. Okay. Goed. Laat ons hoor. Nee. Okay. Alright. So goed, so
hierdie halfgevulde valensorbitale kom, so dis nie alle orbitale nie, dis net die valens, die laaste orbitale wat met mekaar ons noem dit op en op, net na mekaar toe draai en oorvleuel. Die elektrone word sterk na die kerne aangetrek, want daai elektron na hierdie kern, daai elektron na hierdie kern word aangetrek en hulle kan nie beweeg nie. So dis daar tussen die twee atome. Okay? So as jy sê hulle kan nie beweeg nie, hulle gaan nie om die kern nie. Hulle beweeg so, maar hulle kan nêrens anders gaan nie. En dis hoekom dit nie elektrisiteit kan gelei nie. Met metaalbinding spring dit van een na die volgende. So ons sê eintlik hulle deel, maar hy kan beweeg die elektron. Maar 'n kovalente binding kan hy glad nie beweeg nie. En ons noem hierdie elektrone gelokaliseerde elektrone, want ons weet presies waar hulle is. Ons weet hulle plek, local plek. Okay, so kom ons kyk gou vinnig hierso. Nou die molekule, die waterstofmolekule. Okay, hierso sien jy het ek die valense orbitale vir jou geteken in die afboudiagram. Waterstof het elkeen 1 valens elektron en jy kan sien so hierdie is 1 waterstof en daar is 'n ander waterstof, né? En hier kom hulle nou na mekaar toe en hulle gaan obviously nou daar bind met mekaar. So in ons Lewis-struktuur gaan hy so lyk. En ons Cooper-notasie gaan so lyk. Nou jy sal sien ek wys vir jou elke keer die Cooper-notasie, want ons gaan dit bietjie later in die hoofstuk teken om 'n sommetjie te kan doen. Maar jy hoef dit nie kan teken vir punte nie. Okay, so ek stel jy net bekend daaraan, jy moet die Lewis-struktuur kan doen. Okay. Dan noem ons hierdie binding. Daai binding het nou soos 'n meer ingewikkelde naam. Ons noem dit 'n SS, want dit is 'n s-orbitaal gebind met 'n s-orbitaal. 'n SS sigma, want dit is die eerste kovalente binding en hy's 'n dipolêre binding, want die verskil is 0. Okay, so ons kan hierdie bindings beskryf soos te veel eintlik. Okay, die volgende ene waarna ons gaan kyk is die kloormolekule. Kloor, as jy check daar, is in groep 17, so hy het 7 valens elektrone, en onthou jy begin altyd by die s-orbitale met 2, 1, 2, nou moet elkeen 1 hê voor hulle mag 2 hê. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hierdie net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so jy kan sien, daai orbitale gaan oorvleuel. Nou net visually, onthou hierdie is mos p-orbitale. Hoe lyk p-orbitale? Hulle lyk so. Okay, so daar is my 2 orbitale. So, hierdie is 1 orbitaal, daai is 1 orbitaal. Okay, so daar en daar en daar en daar en dan sien my daai ene. Daar en daar, daar en daar en daar ene. So hierdie fluoride, wil ek sê, en daai ene, hulle 2 kom so na mekaar toe en dan merge hulle met mekaar. Okay? So daai 2 p-orbitale overlap met mekaar en vorm een groot bubble. En as ons dit met 'n Lewis-struktuur wys, is dit baie makliker wys as om net so. Hierdie blommetjie goedjies was in die syllabus lank terug gewees, maar dit is uitgehaal. Maar as jy op eerste jaar op universiteit kom, dan dink hulle jy ken dit nog. So dis hoekom ek dit vir jou wys. Okay. En daai is kloor, want dit is net 1 binding. So omdat dit 1 okay, eerstens dis 'n p-orbitaal wat overlap met 'n p-orbitaal. So dis 'n pp. Sigma, want dit is die eerste binding. Kovalent, want hulle deel, en is 'n suiwer kovalente binding, want hulle deel evenredig. Okay, so nou het ons gedoen 'n waterstof en 'n kloor, en nou gaan ons doen waterstofkloried. Okay, so waterstof het 1, en kloor het 7 valens elektrone, dan gaan die binding natuurlik daar wees. En hy lyk so. Ja. So met 'n Cooper-notasie, jy sit 'n streepie in net daar waar 'n binding gevorm word. So jy gaan glad nie die alleenbare insit nie, net waar dit is.
Kijk. Goed, so sy Cooper-notasie gaan net so lyk. En hierdie binding is dan 'n SP, want dit is 'n S-orbitaal met 'n P-orbitaal, SP sigma kovalente binding en hy is 'n polêre binding, maar is nie 'n eweredige deel nie. Okay. Goed, so juffrou, wat in hierdie wêreld moet ek alles hierso kan doen? Jy moet hierdie kan wys hoe hulle bind. Okay, ek dink nie dis moet ek nie. Jy moet die Lewis-strukture kan teken en dan moet jy die binding kan beskryf. Okay. So nie die Cooper-notasie te kan doen nie. So sê nou maar hulle vra vir jou beskryf die tipe binding wat hier vorm en jy sien net tel 2 punte. Dan weet jy moet jy so 'n lang verduideliking gee. As hulle net vra watter soort binding is dit, dan kan jy heel moontlik net sê kovalent ionies of 'n metaalbinding. Okay. Ons gaan nou die tweede binding doen en dan gaan jy die verskil sien. Okay. Goed, so die tweede binding daar word genoem nou ek dink julle wiskunde juffrou spreek dit uit pi. Dis 'n pi binding vir pi binding. Okay. So die tweede binding word 'n pi binding genoem, soos wat jy kan sien, die pi simbool daarso. Okay, en die pi binding kan of die tweede of die derde binding wees. Okay, of die tweede en die derde binding. So hy kan 2 pi bindings hê. Okay, en jy kry hom glad nie by s-orbitale nie, want 'n s-orbitaal kan net, jy het net een s-orbitaal, verstaan, so jy kan net een binding maak, maar p-orbitale het jy 3 van. So as die eerste p-orbitaal bind, dan sit die sigma binding, maar as die tweede en die derde p-orbitale bind, dan sit 'n pi en 'n pi binding. Okay, so jy kry dit net by p-orbitale. En hulle oorvleuel sy langs. En dan vir jou teken. En hulle is nie so sterk so sigma bindings nie. Okay. Goed, so kom ons kyk gou hierso. Loer ons na suurstof. Suurstof is in groep, as jy loer daar, groep 16, wat beteken hy het 6 valens elektrone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aardefokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so elke suurstof het 6 valens elektrone, dis een suurstof, die ander suurstof. So jy kan sien, hy kan elke 2 bindings maak. En ons het dit gesien, toe ons, as ons Lewis-strukture teken, gaan ek gou vir jou vinnig eers die Lewis-struktuur teken, dan maak hy mos so 'n dubbelbinding. Ja? Nee? Het ek te vinnig gegaan? Ek gaan net inzoom vir jou. So jy het suurstof en suurstof. Elke ene het 6 valens elektrone. So jy kan sien daai kan bind en daai kan bind. So hy draai dat hy na mekaar toe wys en hy vorm daai dubbelbinding. Okay, goed. So ons kan sien hy kan 'n dubbelbinding vorm. So die eerste binding wat vorm, die eerste orbitale wat overlap. Daai binding is die sterkste binding. En hy word genoem die sigma binding. Okay, so die eerste keer, die eerste orbitale wat overlap, is die sigma binding. En dan die tweede orbitale wat overlap, is die pi binding. En sê nou maar, ek kon nog orbitale lap, dan is dit nog 'n pi binding. Okay, nou gaan ek my ek kom seker net gou vanaf die Lewis-struktuur, die Cooper-notasie lyk net so, dubbelbinding. Okay, ek gaan nou regtig my heel beste alles gee, om hierdie vir jou te teken. Nee, so, daar is 'n p-orbitaal, dan hier is 'n ander p-orbitaal, en dan moet jy nou regtig probeer, kyk, 3-dimensioneel, daar is die ander p-orbitaal. Okay, so die een is in die y-as, dan is in die x-as, en dan is daar een in die z-as. Het jy al z-asse gedoen in wiskunde? Jy sê ja, res sê nee. Okay, so jy het die y-as, jy het die x-as, en in die z-as is die een wat so half uit jou bladsy uitkom. Okay, goed, so hier sit ons nog een, hè. So,
So en dan ek wil net gou dink hoe wil ek dit hierdie vir julle wys? So, okay. Goed. So, ek gaan sê hierdie orbitaal het 2 in reeds en dan hierdie een het 1 in en hierdie het 1 in en 1 in. Okay. So wat gebeur is hierdie ding kom nader en daai 2 overlap met mekaar so. Okay, so daai is die eerste binding wat vorm. So dit is die sigma binding. En dan, nou weet ek nie of ek hierdie kan separately doen nie. Ek dink nie ek kan nie. Maar wat dan gebeur is hierdie 2 wat hier bo is, daai of wat so opwys in die y-as. Hulle gaan so. Pieter, kom gou hier so. Maak die arm so. Okay, so hier het klare binding gevorm, maar kan julle sien, soos daar's iets hier, né? So hulle kan nie net kloep so kom na mekaar toe nie. So hulle moet so oor hierdie ding wat hier so is. Maak of jy iets hier in die middel is. Okay, hulle overlap so. Sien julle? So is hierdie dis 'n ongemaklike binding. Sien julle dit? Die molekule kan nie lekker draai en beweeg nie. So die sigma binding is daar, okay? En die molekule kan draai as 'n molekule en hy kan so draai. Maar hierdie kan nie as hy wil daai kant toe draai en ek wil hierdie kant toe draai, dan breek die binding. En dan draai ons hom na voor ons om weer. En dan draai ons na breek en dan voor ons om weer. So die pi-binding is 'n baie swak binding wat 'n breek en vorm. Maar die sigma binding hou aan en baie energie vat om te breek. Kry jy die idee? Okay. Goed. Okay, dan as ons kyk na die volgende, ekskuus, ek wil net die beskrywing kyk. So hier het ons nou 2 tipe bindings, né? Ons het die eerste binding wat gevorm het, is 'n p-p-orbitaal, dit is 'n sigma binding. So jy sê 'n p-p sigma binding. En dan het ons 'n p en 'n p binding of pi bond. Okay. So al dieselfde bindings, so dieselfde 2 molekules met mekaar, so dis 'n dipolêre binding so albei. Okay, die volgende is die stikstofmolekule. So hom check, hy is in groep 15. So hy het 5 valensie elektrone, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay. So die eerste binding wat daar gaan vorm is die sigma binding, die sterkste ene. Dan die tweede binding wat daar vorm is 'n pi-binding of 'n pi bond. En dan die laaste een, ek gaan nou net hier onder om want dis waar my plek is, maar jy hoef nou nie onder om nie, is nog 'n pi-binding of 'n pi bond. Daar het iets geval in die gymsaal. 'n Mens? Who knows? Okay. Goed. So daar's 3 bindings, 1 sigma binding en dan 2 pi bonds. So ek gaan dit vir jou in 2 stappetjies hierso wys. Stikstof het mos 5 valensie elektrone elke atoom. So jy kan sien ons kan maak 1 2 3 bindings. So hy draai heeltemal sodat hulle na mekaar toe wys. Dan bly hierdie aan hulle sirkeltjies. So So dit is 'n trippelbinding wat daar vorm. Ek gaan my neus, ek sny so verskriklik. Wat? Is dit klaar? Waar wil jy gaan? So hierdie gaan daai gaan so vou oor mekaar. Ons moet daai ken. Sê jy? Ons moet daai ken. Jy hoef nie dit te ken nie.
Okay. Maar dan sal nog 2 bindings aan die kant en wat maak dit? Nee, hulle gaan nie bind nie. So Maar met stikstof bind hulle so. Daar is dan so binding en so binding ook oor. maar dan Maar hierdie elektron, want daai Z-orbitaal plaat 2 elektrone. Okay. Dan die laaste tipe kovalente binding wat jy moet ken is 'n datief kovalente binding en hulle vra hom nogals kwaai baie. Datief kovalente binding. Okay. Nou hy is nie soos 'n sigma of 'n pi binding wat in 'n normale bindingsomgang is nie. Hierdie is 'n spesiale binding wat jy net in 2 voorbeelde gaan kry. Okay, so jy kan hierdie gaan leer uit jou kop uit hierdie 2. Okay, die eerste ene is in die ammonium-ioon. Okay. Nou, jy kan sien ammonium-ioon vorm wanneer jy ammoniak het met 'n waterstof-ioon. Okay, nou heel eerste ammoniak lyk mos so. Kom ons vra sommer net vir wakkerheidsonthulwe. Watter vorm het hy Bylen? Watter vorm het ammoniak? En dan en wie jou vraag gaan wees of hy polêr is of nie. Hy is polêr. Ja. Vorm, Bylen? Pragtig. Okay. So ammoniak is perfek. Hy's happy. Super happy. Elektrone almal gepaard, orbitale gevul. Chap. Dan kom arme waterstof-ioon daaraan. Waterstof-ioon, as jy kyk na waterstof oorspronklik, nê, bestaan waterstof uit 1 proton en 1 elektron. Oorspronklik. Maar as jy het waterstof-ioon positief, dan beteken dit hy het 'n negatiewe ding verloor. So waterstof het letterlik as net 'n proton. Hy het niks nie. Letterlik net 'n proton. Ons gaan uit die klok. Gee my net gehoor. So wat hierdie ouetjie sê is, ag nee, wat hierdie mens sê is, ek het niks nie, ek het 'n proton en dan sê hy okay, ek sal jou help want ek het 'n alleen paar elektrone hier wat ek met jou kan deel. En dan deel ek dit. Ek sal dit vir jou môre wys. Gee my net 'n oomblik, julle huiswerk gaan wees. Sê weer? Ek sal vir jou môre mooi verduidelik. Ja, huiswerk gaan wees bladsy 15 asseblief. Op bladsy 15 los jy vir my nommer hierdie HCN kan jy uitlos vir eers. Okay, jy kan alles invul. Alles.